Darina Kamp. Is so lekker om jou te sien. Dankie dat jy is. Dankie Jonathan, dit is 'n voorreg. Ek is regtig opgewonde en eerstens wil ek net begin deur te hoor, het jy ongelooflik lekker Moedersdag gehad? Ek Is dit? Ek is regtig bederf. Ek wou net 'n dag by die huis gehad het en ek het presies dit gekry. So dit was Fantasties, baie lekker. Jy die dag by die huis gebly want jy kom vanaand kerk toe. Ek speel net. Darien, nee, regtig dankie dat jy hier so is en ons waardeer dit verskriklik baie. En ek wil regtig net by my vrou aanlaas. Ek onthou ons het 'n spesifieke gesprek met jou gehad en ek dink dis die hart van die reeks. Is ek het baie keer gesprekke met mense en dan in daai gesprek ervaar ek en beleef ek dat hierdie iets is wat nie net tussen my en hierdie persoon moet bly nie. Hierdie is iets wat soveel mense moet hoor. En ek was so impressed met my Darien se gesprek dat nie net my dogtertjie ingeskryf het om Darien te sien nie. Janko, wat hy sing, het gesê, luister hierso, ek dink ek moet haar sien, maar dit was die beste ding want hy loop na Marie toe wat ook hierso is. Hy loop na die ontvangs en hy sê luister hierso, ek wil net 'n sessie reël en sê so wie is die kind? Hy sê nee, ek is. Ek is die kind. So sê o, okay. En hy het toe begin eintlik maar ook net 'n pad stap saam met jou. So ek dink dis iets waar ons regtig opgewonde is. Ja. Want ek dink die gesprek wat ons gaan hê, gaan baie oor baie van ons wat hierso sit. Het al jouself iewers in 'n situasie gevind. Maak nie saak die status of die sukses of die persoon is iewers in jou lewe het jy dit of ervaar of duidelik al gesien dat daar kere is wat die druk dalk hoog is of daar's 'n omstandighede wat besig om af te speel en ewe skielik bars hierdie persoon of hierdie persoon reageer en hierdie persoon doen iets wat hulle net na die tyd by hulle self dink, maar hoe op aarde het ek die vermoë om hierdie te kan doen of hierdie te kan sê? So, daarin eintlik die eerste vraag waar ek graag met jou wil gesels is wat presies gebeur binne 'n persoon wanneer jy iets ervaar soos emosies? Okay. Ek dink jy het dit baie goeie voorbeeld deur te sê partykeer tree mense op en jy kan definitief sien dis uit karakter. Dis nie hoe jy daai persoon ken nie. En ek dink as 'n ouer is dit baie moeilik as jy so optree en jy besef jy het nou sopas iets gedoen uit karakter uit en jou kinders staan vir jou en kyk of jou kollegas staan vir jou en kyk en jy's in hierdie oomblik en jy self verstaan nie eintlik wat het gebeur nie. Ek dink ons is so amazing, ekskuus julle, daar's sekere woorde, ek moet dit net voor die tyd sê, want daar is nie beter woorde in Afrikaans om dit te beskryf nie. So ek gaan dit in Engels sê, want as jy dit vanaand gaan Google of ChatGPT of een van daai wonderlike AI platforms gaan navors, gaan jy in elk geval nie die Afrikaanse woord kry nie. So die belangrike ding wat ek dink wat 'n mens moet verstaan is dat reeds van konsepsie af is ons so ongelooflik aan mekaar geweef dat jy reeds daar al besig is om 'n emosionele stelsel aan mekaar te sit. So ons weet self uit swangerskap hoe as daar hoë stressors was, hoe babas aan die begin anders reageer op sekere normale ontwikkelingsmylpale. So dis reeds daar, maar wat dit so amazing maak. Sorry Darien, kan ek jy so 'n Ja. Ek het vir Darien gesê gaan nou baie keer stop want sy praat net asof jy goed normale kennis is en dit is nie. So 'n ma wat ervaar soos stres wat sy ervaar, het dit 'n direkte impak op die kind self binne. Op die fetus, ja. Hoe ongelooflik is dit nie? Dit het, want daar sekere neuroordragstowwe soos adrenalien ensovoorts. So dis hoekom ons altyd as ek 'n maatjie by my sien, sal altyd vra hoe was die swangerskap? Nie noodwendig om te sê en asseblief julle ma's moenie skuldig voel nie. Jy het nou net Moedersdag gehad, jy het niks verkeerd gedoen nie. So dit gaan nie oor skuldgevoel nie, maar dit gaan oor dat reeds dan word jy al, net soos wat jy jou sensoriese sisteme ontwikkel, soos byvoorbeeld om te kan sien, om te kan hoor, om te kan voel, word daai emosionele stelsel reeds daar, reeds van 8 weke af, is daar 'n koneksie wat begin vorm. En dan word dit, die eerste stap word attachment, en attachment is waar jy dan gebore word en jy basies besef maar ek behoort in hierdie gesinsstruktuur. En 90% van die tyd 0 tot 4 jaar is mamma die heel belangrikste. Sorry papas, julle is daarna baie belangrik, maar 0 tot 4, ek lag altyd so as 'n pa vir my sê, mamma, my dogtertjie wil niks met my te doen hê nie. En as ek toe maar dit kom, jy gaan nog sien. Maar dit gaan eintlik net daaroor dat dit vorm daai attachment en wat dan gebeur is, daar vorm engagement. En engagement is waar jou emosies begin ontwikkel. Eenvoudige vorm as jy daai eerste foto's begin neem waar hulle 6 weke oud is en hulle begin smile en glimlag en ou mense sê dit is 'n bub wat vassit of wat ook al. Ons weet dit is mirror neurons in die brein
En wat begin gebeur is, jy begin emosionele cues optel. Nou, van daai ouderdom, waar jy sekere emosionele bane word gevorm. En 'n baie interessante ding wat die navorsing vir ons gesê het, en dis hoekom ek altyd ouerskap vergelyk as 'n spieël, is net dit wat die ouer aanvaar, is wat die kind toegelaat word om te ervaar. So as jy byvoorbeeld groot geword het in 'n huis waar daar vir jou gesê is, seentjies mag nie huil nie, gaan daai man sukkel met sterk hartseer. Ja. Maar die probleem is, jy voel dit. Ja. Of jy daarvan hou en of jy mag en of jy nie mag nie. En dis wanneer ons begin praat van goed soos triggers. En wat dan gewoonlik gebeur, is jy vervang daai emosionele stelsel met 'n fight, flight, freeze. Jy gaan absoluut in 'n, en daar's nog ander, shutdown, jy kan in 'n klomp ander ingaan, maar jy gaan dan direk oor in 'n manier van 'n coping meganisme, en dis 'n reaksie. So dis nie noodwendig kommunikasie nie. So ek draai om en ek loop weg, of ek ruk 'n ou se kop van sy lyf af, of ek sê iemand baie sleg, maar op die ou ende van die dag is dit eintlik triggers wat bymekaar gemaak het oor 'n lang tydperk in terme van groot word. So emosie is nie net iets wat jy so vinnig ervaar soos dit nie. Nee. Dit is iets wat gebou word vandat jy gebore is, wel, voor jy al gebore is. Goed wat jy ervaar, goed wat jy beleef, en met dit, soos wat ek het nou verstaan, is die ding wat jy sien, die gebeurtenis, die woord wat gesê word, die reaksie, daai trigger iets vir jou om iets te ervaar. Ja. So daai emosie wat nou binne jou gebeur, hoe is dit dat jy begin optree en reageer in 'n manier wat jy nie eintlik wil nie? Hoekom is dit so? Okay, so vir dit moet ons bietjie na die brein gaan kyk. So jy het basies 3 komponente. Jy het 'n deel, die kinders wat lewens het, julle gaan my mooi kan reghelp. Jy het jou breinstam, dan jy jou midbrein en dan jou kortikale korteks. En jou breinstam is waar jou temperatuur, regulering, bloeddruk, gelukkig hoef ons almal nie te sit en te dink ons moet asemhaal en ons harte moet klop nie, want dan was van ons nie meer hier nie. En dan het jy jou midbrein, en jou midbrein is eintlik waar jou sensoriese stelsel en jou emosionele stelsel bymekaar kom, en dis daai gedeelte wat reeds van 8 weke intrauterien ontwikkel. Dan jou korteks is waar jou beplanning sit. Al hierdie goed wat ons nou oor praat, al die feite, al die kognitiewe goed, die planne wat jy sal maak, baie van hierdie goed wat jy sien op Instagram en op TikTok, die self-affirmation en al daai goed, dit alles werk met jou kortikale gedeelte. Maar nou kry ons dat as jy met emosie werk, emosie, ek wil amper sê, gaan reguit verby die korteks, sterk emosie, en gaan sit in jou midbrein. En jou midbrein is soos jou engine kamer van, kom ons sê, jou skip. So, as die engine kamer in shutdown gaan, dan kan die korteks doen net wat hy wil. Die boot gaan nie vaar nie, want die engine kamer is nie daar nie. So emosie is daai gedeelte, en dis hoekom baie keer mense sal sê na die tyd, maar ek weet ek moes weggeloop het, of ek weet ek moes nie hierdie gesê het nie. Maar die eintlike ding om te gaan doen is om terug te gaan en te gaan sê, wat in daai situasie het my getrigger? En baie keer voel ons so skuldig oor emosie, want ek het dit verkeerd gedoen en ek moes nie dit gedoen het nie, dat ons wil nie dit gaan revisit nie. Ons probeer dit net vergeet, of party mense probeer dit justify en sê dit was nie so erg nie, maar die eintlike ding gaan daaroor is, as jy na daai gebeurtenis toe kan teruggaan, kan jy sê, maar weet jy wat, dit was eintlik hoe daai ou vir my gekyk het, of dit was eintlik dit wat voor dit gebeur het, wat my geïrriteerd gemaak het, en dis hoekom ek so gereageer het, want 90% van die tyd is die stimulus sensories. So dit was 'n kyk, of dit was 'n harde geluid, iemand wat op jou geskree het, en dit het iets getrigger. So, dit is interessant, wat ekskuus daarin, ek dink is interessant, want wat baie keer gebeur, en ek dink almal is nou bewus daarvan, praat, dink ek baie keer te maklik uit die huis uit. My vrou is nie die beste backseat driver nie. Sy's 'n bad backseat driver. Julle, dit is verskriklik. Ek is so lief vir my vrou. Sy's die beste ma ooit. Sy's die beste vrou ooit, maar sy is 'n bad backseat driver. Sy love dit om vir my te sê waar om te ry, hoe om te ry, waar om te stop. En die beste van alles is, sy sê vir my, sê, sien jy daai gat? Ek sê ja, ek sien daai gat. Sien jy daai gat? Sê
het gesê ek het daai gat gesien. Het jy die gat gesien? As ek my vrou asseblief raak net vir my rustig. En dit is my interessant, sorry, ek praat nou want wat baie keer gebeur is ek reageer glad nie goed op baie sterk emosionele emosie nie. So ek kan nou klomp spekuleer oor 'n klomp goeters, maar as my vrou hard huil, as my dogtertjie hard huil, as iemand baie vinnig baie hard reageer, want ek dink ook in omstandighede waar iets verskriklik gebeur, oor die algeheel reageer ek in 'n manier waar ek sou sê ek's redelik rustig, maar as iemand nie rustig reageer nie, is dit vir my veral iemand naby my. Ek weet nie of kan jy vir my net so klein bietjie dalk raad gee rondom dit, aangesien ons nou eers en ek 'n free sessie hierso kan kry by jou. Kan jy vir my raad gee oor hoekom gebeur dit? So wat gebeur is, So obviously het jy gepraat, hy skiet verby. ja, hy gaan verby, ja. So nou gaan ons terug na attachment. So almal van ons het 'n sirkel wat baie naby aan jou is. Soos jy het nou nog gesien wat close is. So kom ons sê jy's in 'n situasie waar iemand kry seer hier of ek het ewe skielik 'n panic attack en kan nie aangaan nie, kan jy dalk rustig bly en jy gaan die situasie kan red. Maar kom ons sê dis nou iemand anders, soos jou vrou wat jy nou sê. Ek vra altyd vir ouers by my, hoe okay is jy met emosie? Want ek dink 90% van ons is nie okay met emosie in die sin van ons wil dit net fix. Ja. As ouers is jy gewoonlik jy word ek sê altyd jy het 'n predisposisie, jy's gekeer om die oomblik as daai baba huil, alles te doen om daai baba op te hou te laat huil. Maak nie saak of jy nou moet op en af nagte loop en jy almal vir jou gesê het jy dit nie moet doen nie, gaan jy dit doen. So jy vorm 'n attachment met 'n naby sirkel mense. En die belangrikste ding van attachment is om veilig te voel. So, as jy en jou vrou in die kar ry, voel nie een van julle veilig nie. Nie sy, nie sy vir die potholes nie, en nie jy nie, want jy voel sy vertrou jou nie. So op die ou einde van die dag gaan attachment eintlik oor hoe veilig ek voel. Okay. En ek dink ons sien dit as presies wat jy nou sê. Jy sien dit as sy reageer met sterk emosie en sy voel dalk jy reageer met geen emosie. Ja. En op die ou einde van die dag het julle eintlik albei dieselfde uitgangspunt van jy wil veilig voel. So ek dink daai situasie in die kar van nou se kwaad of nou sien ek vir jou, nou sê ek vir jou is miskien dalk om die eerste keer te sê ek het dit, maar vir haar is dit dalk nie net genoeg om te hoor jy het dit nie. Sy moet dalk net voel ek het dit. Okay. So met ander woorde om nog 'n sensoriese stelsel te gebruik. Almal van ons het sekere sensoriese stelsels wat meer sensitief is, met ander woorde myne is ook auditief. Ek kan nie die mol aan die einde van die maand doen nie, dit werk nie vir my nie. Ek moet myself in die regte headspace hê as ek dit moet gaan doen. Alhoewel ek baie hou van een, maar ek sal die tyd kies. En dan het ons almal 'n sensoriese stelsel wat jou reguleer, wat jou beter laat voel. Ja. En baie van ons wat hou van oefening of so is proprioseptie en vestibulair wat soos 'n hidden senses in jou spiere en in jou gewrigte. En dis ook wat jou besige kinders in die klas nodig het om te fokus en te konsentreer. So dis goed om te weet wat het jy nodig om okay te wees. So vir party mense is dit net daai oor hierso ek sien dit. Ons gaan alright wees, jy kan ontspan. Versus om te sê ek het die gat gesien, dink jy ek's blind? Ja. Ek het my bril op. Ja, en dit is my interessant want ek dink wat baie keer gebeur is in daai situasie, dis soos jy sê, Jy reageer op die woorde. ek reageer op die woorde gevoel en nie. ek wil nie reageer op Ja. die woorde nie, maar ek kan dit nie help nie en dan die beste van alles is as ons nou so ry en dit kan wild raak in die kar en dis iets wat ek nou besef het. Ons gene oor die algeheel, die Miller geen is 'n besige geen, is 'n baie besige familie. So dit is soos 'n hierdie een wil praat en hierdie een wil praat en almal soek pappa se aandag en almal soek mamma se aandag en ek en my vrou is soos nee maar ek sien die pothole en hierdie een vra pappa sien nie regtig die pothole en dan wanneer ek besluit om die ren hard neer te trap is dit geen sensoriese wat glad nie goed is vir hulle nie. Nee. Ek dink dit sou eerder beter wees om nog die aircon harder of sagter te sit maar in 'n geval. Ja. Ek dink emosionele regulering waar presies begin dit behalwe vir die feit dat jy veilig wil voel en ek dink dis 'n woord wat nodig is vir elkeen van ons om te hoor is besef wanneer jy emosies oorlaai word, jy wil veilig voel. Die vraag is, ek dink hierdie is ook
jy moet besef dat vanaand ook dit gaan van jou verg om introspeksie te doen en dis wat ek dink amazing is van hierdie is nie 'n resep vir net okay, hierso is iets vir jou en gaan doen dit nie. Hierso is beginsels waarvolgens jy kan leef en wat jy kan doen. Maar waar begin die okay, ek wil veilig voel? Hoe presies kry 'n mens dit? Hoe doen 'n mens daai en kry reg? Dit is 'n baie goeie vraag. Ek dink wat ek vir ouers altyd sê as hulle by my kom is hoekom ek vra of jy veilig voel jy hoe doen jy met sterk emosie is in die literatuur sê ons altyd stay at the scene of the crime. So met ander woorde as Jordan nou besluit het sy gaan vir haarself pap maak want jy en mamma het te lank gevat die oggend en jy is laat en jy kom daar en die Cheerios lê die hele vloer vol en Boetie het intussen tyd en die hond begin help eet. Dan is 'n mens nie so kalm nie. En veral nie as jy iewers moet wees of wat ook al nie, maar as jy kan, is om daar te bly en te sê, "Sjoe. Okay, well done, jy het probeer. Maar wat sien ons hier in plaas van wat het gebeur of hoekom het dit gebeur of die rede vir dit is as jy in daai ongemaklike situasie kan bly en vir jouself die vraag kan vra of kan teruggaan, kan jy uit die situasie leer. So met ander woorde, ons praat van 'n aanpassingsrespons. 'n Aanpassingsrespons? Okay. Jy leer basies jou brein 'n aanpassingsrespons. Sure. So jy kan jouself leer om in daai situasie of in so 'n situasie anders te reageer. Maar net as jy bereid is om te sê, hoorie so, wat het nou gebeur? Nou in die kar se scenario gaan dit nie noodwendig werk om net daar in die middel van die pad te stop en te sê, wat het nou hier gebeur? Ons het dit toch gedoen op die snelweg, dit het nie gewerk nie. Dit het glad nie. Nee, dit gaan absoluut die teenoorgestelde effek hê. Maar wat wel sal werk, is as jy sê nou maar later, die kinders in die bed is en te sê, weet jy wat, ek kan regtig agterkom, hierdie ry situasie is vir jou baie moeilik. Ja. Sê vir my, wat ervaar jy as jy daar is? En dan sê ek vir jou, wat ervaar ek? Maar 'n mens kan dit net doen, weer eens, soos ek gesê het, as daar 'n attachment is. So, attachment beteken, ek gaan jou nie noodwendig, dit gaan nie oor wie's reg nie, of verkeerd nie. Dit gaan 100% oor wat in daai situasie, selfs met ouers en kinders, dit gaan nie oor die ouer is reg en die kind is verkeerd, of die kind is reg en die ouer is verkeerd nie. Dit gaan oor, hierdie situasie is vir ons albei sleg. Die pap situasie werk nie vir een van ons nie. Maar duidelik is hier iets wat ons aan moet aandag gee. Jy raak meer onafhanklik en ons reageer dalk nie vinnig genoeg nie. Of ons moet bietjie werk aan die feit dat jy moet wag. Maar iewers het ons nodig om by mekaar te kom en te kan groei. So wat jy dan doen is om te sê, maar weet jy wat trigger my? Dit trigger my as jy 5 keer vir my sê van dieselfde gat. Ja. En sy kan byvoorbeeld sê, maar ek sien nie dat jy rem nie. Dis in ons huis nog 'n probleem. Ek voel nie my man rem nie. So dis hoekom ek so lekker lag vir jou voorbeeld. En dan sê, net om te sê, ek sien, ek is op dit. Okay. Want dan gun jy mekaar die spasie en kan jy besef daar's 'n aanpassingsrespons, maar wat eintlik daaroor dit gaan is, sy sien dit dalk vinniger en jy hoor haar vinniger. Okay. So dis 2 sisteme wat teen mekaar werk. Ek dink as 'n mens trou, is jy so, of as jy in 'n verhouding is en of as jy in 'n vriendskap is en of as jy met jou kinders is, mens wil so net die beste vir daai persoon hê, dat jy probeer absoluut alles doen, maar op 'n stadium verloor jy jou eie sensoriese stelsel. Jy verloor wat jy nodig het om eintlik te cope. Ek dink as 'n ma ervaar ons dit baie, sê nou maar jy het eintlik tyd nodig om 'n boek te lees, om jouself te vind, maar jy kry nooit kans om 'n boek te lees nie, want as jy 'n boek lees, soos ek raak, val hy so op jou gesig, as jy aan die slaap raak. Maar eintlik wat belangrik is jy moet tyd maak vir dit, want jou sensoriese stelsel sê vir jou, jy moet dit doen. So ons het al hierdie kategorieë en boeke wat sê, en ons resepte wat sê, jy moet 30 minute dit, en jy moet soveel minute oefen, en jy moet dit, maar op die ou einde van die dag, is daar klein goed wat jy kan verander, in jou sensoriese omgewing, as jy net weet, wat is dit wat jy sensories nodig het. So in plaas van, om die Comrades te gaan hardloop, het jy dalk net nodig om 2 keer om die blok te hardloop, maar dit moet dalk 'n mooi blok wees, waar jy die bome kan sien, of waar jy 'n stukkie langs die rivier hardloop, en dit gaan vir jou dieselfde input gee, of dieselfde
Ek wil sê herlaai, want die idee, soos jy praat, wat ek begin kry, is, ja, dis vir my so fascinerend, dat ek na soveel navorsing, en by the way, ek dink, jy's nederig, en ek moet dit vir hom sê, Tarine is baie nederig, want sy sal nie sê wat alle kwalifikasies is nie, en sy het al oral kursusse gedoen, reg oor die wêreld. Dis vir my so interessant hoe navorsing reg oor die wêreld, wat jy nou van weet, ooreenstem met die skrif. En ek is mal daaroor. Ek het vanoggend so 'n klein bietjie verwys na, is eintlik 'n gedeelte wat ek al gesien het Louis Giglio doen, en waar hy praat oor kromosome wat meng, en dan praat Dawid oor hoe jy aan mekaar geweef is, maar hierdie eintlik presies dieselfde, waar God sê, maar dis belangrik dat jy moet lief wees vir jou naaste soos jou. Maar hoekom? Dan dink almal, hoekom moet jy vir jouself lief wees? Want jy kan nie werklik lief wees vir iemand as jy nie vol gelaai is, of dit nou emosioneel, sensories is. Daai gee vir jou die vermoë om die beste weergawe te wees vir die persoon wat jy nodig het. Want as jy nie gelaai is nie, dan wat gebeur as jy reageer op 'n manier nie, hoe jy nie graag sou wou nie. So, dis my so fascinerend, en ek moet eintlik 'n teksgedeelte wat vir my so mooi is, wat eintlik maar baie aanlas by hierdie is, Jakobus skryf, hierdie is Jesus se broer, en ek love altyd om hierdie vir mense te sê, Jakobus, as jy ooit gewonder het of Jesus regtig God moes gewees het, hoeveel oortuiging moes dit vir jou gevat het om jou eie broer te oortuig jy is God? Ja. Ek weet nie of het jy dit al probeer nie. Trust my, as jy vir jou broer sê, luister hierso, raai wat? Ek sê eintlik God. Sterkte, dit gaan nie goed afloop nie, maar hier is 'n sterk argument. Jakobus is soos, luister hierso, hierdie is die seun van God. En ek glo hierdie ou is wie hy sê is, en hy skryf die volgende vir my in Jakobus 1 vers 19. Hy sê elke mens moet maar gewillig wees om te luister. Klaar. Nie te gou om te praat nie, en nie te gou om kwaad te word. En dit laat so baie aan presies by wat jy gesê het. Ek weet jy het nou baie beter terme, attachment, en jy noem al hierdie goeie, maar wees, kom uit die Bybel. Luister. Wees stadig om te reageer. Wees stadig om kwaad te word. En ek is mal daaroor, want ek dink dis presies wat gebeur. Maar hoe kry 'n mens dit reg om op 'n plek te kom waar jy besef, okay, ek moet myself onttrek uit daai gevoel uit wat ek beleef as byvoorbeeld my vrou dalk sou reageer in die kar, as my dogtertjie, ek kom daar en hier lê pap oral. Miskien is jou situasie dalk klein bietjie anders. Dalk 'n vriendskap van jy sien iemand het 'n boodskap gestuur van jou en dalk gepraat van jou agter jou rug of wat ook al die geval mag wees. Hoe kan jy jouself onttrek in daai oomblik uit die situasie uit om nie emosioneel te probeer reageer nie, want soos ek dit verstaan, dis seker die beste manier om dit te kan hanteer. Ek dink sosiale media doen ons nie 'n guns nie. Want as jy iets soos jy nog sê post of sê, mense verwag dadelik 'n reaksie. So ek het soveel likes of ek het soveel reactions of ek het soveel dit of wat ook al, en ek dink dit forceer 'n mens amper om te dink jy moet dadelik in 'n situasie reageer. Het sy positief of negatief. Ja. En 'n mens koppel altyd die omdraai en wegstap of die vat 'n oomblik, koppel 'n mens aan negatiewe emosie. Maar dit is net so belangrik om daaraan te dink, soos byvoorbeeld aan iemand wat 'n pleasing persoonlikheid het, wat altyd instem vir alles. So jy weet jy gaan daai iemand vra, want jy weet daai iemand gaan ja sê. So jy gaan net tot by daai persoon en dan sê, ek het hierdie probleem, en dan sê hulle, ag, toe maar ek los dit vir jou op. Kom ons maak A, B, C, D. Ons het 'n term, ons sê is gewoonlik 'n ou met 'n rubberarm. Ek kry hom altyd reg om sy arm te draai. En dis ook nie noodwendig goed nie, want dis weer iemand wat dit doen vir die ek wil amper sê die insente van die positiewe emosie wat ek uit dit ervaar uit, maar dit laai jou nie noodwendig nie, dit maak jou eintlik net moeg. En dis waar goed soos burn-out en daai goed vandaan kom. So ek dink emosie is nie, ons moet nie net dink aan emosie as die negatiewe emosies nie. Ons moet dink in alle emosionele omstandighede, want as jy regtig dit in daai heat of the moment, wanneer jou fight, flight, freeze stelsel heeltemal oorneem, ek wil amper sê jou refleksstelsel oorneem, jou survival, moet jy dit ook kan doen in situasies waar jy weet ander goed vir jou moeilik is. En 'n eenvoudige ding om te doen is, ek sal altyd as ek met ouers praat of met kinders praat, want ouers sal baie keer vir my vra, ja, maar ek is kort van draad, so die oomblik as ons hierdie pap situasie het, dan verloor ek dit. Verstaan, wat moet ek daar doen? Is om te sê, goed, of wat is jou stelsel wat jou herlaai? As dit is om te hardloop, staan net op en sê, verskoon my en gaan loop 'n draai. Sê net, weet jy wat Sissie, ek kom nou. Al loop jy om die besem op die lap of die mop of die wat ook al te gaan haal, maak net seker dat jy loop. As dit jou visuele stelsel is,
fokus op iets wat vir jou mooi is. Ek love blomme, ek glo die hemel het soos baie blomme. So vir my, ek love blomme en bome ensovoorts. So vir my, ek het altyd blomme in my huis. So vir my sal dit wees om dadelik te fokus na waar se fokuspunt waar daar blomme is en as ek dit sien dan sê ek soos okay, goed, kom ons gaan aan. En dieselfde met as jy auditief is om 'n liedjie te begin neerie of wat ook al, maar dis moeilik as jy dit net gaan doen wanneer jy in 'n moeilike situasie is. Maar as jy in daai moeilike situasie inkom en jy kan vir jouself daai spasie gee, is die belangrike ding om dan te sê, byvoorbeeld, as jy jou fokuspunt gekry het of om jou hande te vat of om aan jou klere te voel. Baie van ons dra net spesifieke tipe klere of lap. As jy dit gevoel het, dan weet jy, okay, hierdie is lekker, ek hou daarvan. Die oomblik wat jy dit doen, is dit amper om 'n koneksie te maak om net terug te kom na waar jy op hierdie oomblik is. So dit bring jou net so 'n bietjie terug in jou korteks, wil ek amper sê, sodat jy nie so in daai engine kamer vassit nie. En wat dan gebeur is om dan vir daai persoon te sê, weet jy wat, ek gaan nie nou nie. Gee my net 2 minute, of weet jy wat, ek kom terug na jou. As daai persoon op daai oomblik nie vir jou daai geleentheid kan gee nie, jou kind gaan happy wees, want hulle gaan aangaan met die pap situasie op die vloer. Glo my, 90% van die tyd werk dit met hulle, of hulle gaan saamloop, maar met 'n volwassene, as daai volwassene aanhou, moet jy besef, hierdie is nie 'n situasie waarin jy nou moet wees nie. Ja. Want dan is daai persoon nie in 'n verhouding nie, as jy verstaan wat ek sê. Want 'n verhouding is 'n tweerigtingstraat. So jy het nodig om te weet, as daai persoon, en dan kan na die tyd terugkom en sê, weet jy wat, ek wil net met jou hieroor praat. En ek dink dit is waar 'n belangrike ding inkom wat ons nooit van praat nie, en dit is repair. En dit is om terug te gaan en te sê, ek het al dit met my kinders verloor, en dan nie gereageer soos wat ek nou baie mooi verduidelik het, mens moet nie. En dan sal ek dadelik teruggaan en sê, weet jy wat, ek is verskriklik jammer, mamma het so gereageer op daai oomblik, kom ons probeer weer, wat wou jy vir my gesê het? En 90% van die tyd sal hulle dan sê, mamma, maar ek weet, ek moes jou nie op daai tyd gevra het nie, of ek weet jy was besig, of ek weet jy was op die foon, of want dis gewoonlik op die onmoontlikste tyd, maar ek sal nie dit probeer justify nie, as jy verstaan wat ek sê, probeer sê, ja, maar jy moes my nie gevra het nie, of jy moes dit gedoen het nie, want al wat dan gebeur is, jy kweek skuldgevoel by daai persoon, en daai skuldgevoel, ek wil amper sê, maak daai emosie wat jy bære, soos 'n donker gat, en dis waar ons baie keer allerhande ander sekondêre probleme vandaan kry waarvoor medikasie nodig is, want jy gaan bære dit. Dit kom nie uit nie en later reageer jy in verhoudings uit daai gat. So dis baie meer as dan net, praat ons nie net van triggers nie. So vir my is die belangrike ding dan om te gaan repair en te sê. En wat vir my so interessant is, my dogter is 17 en my seun is amper 12 oor 4 dae. Hulle sal altyd sê, mamma, ons is jammer. Verstaan, dis nooit nodig vir my om te sê, dis amper 'n wederwysige ding in die sin van die feit dat jy ook dit kan gaan sê. En omdat dit regtig is, leer jy regtig empatie. So jy mirror daai empatie. En dieselfde as jy na 'n kollega toe gaan en sê, hoorie, so jy het my nou onkant gevang, maar ek dink ek het eintlik nou vir jou 'n antwoord. En wat ek gevind het, is mense het vir jou meer respek in daai opsig. Want jy kan sê, hoorie, so hierdie emosie, ek weet nie hoekom ek dit ervaar nie, maar iets was nie vir my lekker daar nie, en baie keer sal hulle sê, ja, maar ek was ook onseker oor hierdie, of ek het nie geweet oor dit nie, en dis nie te sê dat alle verhoudings dit toelaat nie, maar dit is wat 'n mens graag sal wil hê, en as ons dink aan 'n gesinsstruktuur, en jy dink aan die mense naby jou, dan dink ek, dis nogal iets wat 'n mens kan probeer doen, en selfs as jou kind klein is, om te sê, vir Jordan, weet, sorry, papa het nou geskree, ek moes nie geskree het vir mamma nie, maar mamma was bang, en ek was bang, en weet jy wat, maar ons is nou okay. 'n eenvoudige iets soos daai, laat haar besef, my ma en pa is bang. Maar dis nie noodwendig 'n negatiewe ding nie, want sy kan ook sê, weet jy papa, maar dit maak my ook bang. So sonder dat jy besef, mirror jy eintlik 'n natuurlike situasie wat in soveel huise afspeel, en wat haar weer eintlik help vir die dag as sy op die speelgrond kom om te sê, maar papa, daai mooitjie is eintlik bang. Ek sal sy hand vat en saam met hom klas toe loop. So dis die aanpassingsrespons wat ons daar uit wil hê. Ek lag jy baie keer as jy verwys nou, obviously
tussen die ouer en die kind, maar ek voel soos ek is nog 'n kind. Want wanneer dit kom by die aksies en ek dink daai is vir my mooi want ek dink ons het 'n baie slegte gewoonte aangeleer, ek dink as 'n Afrikaner is ek hoor baie min en weer eens ek verwys nie na enigiemand spesifiek, ek hoor baie min die woord jammer. Dis nie iets wat ons somme doen oor die algeheel. Ek praat nou as 'n Afrikaner volk. Ons is okay daarmee om net te sê, "Sjoe, dit was nou rof." Of dit sou gewees het want ek dink daar's 'n bietjie van 'n trots wat weggesteek word binne ons elkeen en ek dink as ons bereid is om daai trots 'n klein bietjie te laat gaan, kan ons daai woord, ek dink wat so mooi is, net ervaar, repair, want sonder dat jy dit besef, ek het een keer toe Morney kom ken, Morney het 'n gemeente in Nelspruit en hy's 'n mentor vir my en ek is ongelooflik lief vir hom en hy het een keer vir my gesê, as 'n leier wat baie keer gebeur is, as jy byvoorbeeld vir jou personeel sê 9 uur is werktyd, maar jy dalk 10:09 op, het jy nou net so pas 'n gat in jou emmer gedrul en die emmer is besig om leeg te loop. En elke ding wat jy sê, maar jy reageer anders, is daar meer gate in die emmer. Ja. So ek sal baie keer vir hom bel en vir hom sê, "Môre as hoe gaan?" En dan sê nee, ek besig om gate toe te maak. Dan besef ek hy het 'n klomp goed gedoen wat hy nie veronderstel was om te doen nie, en dan sal hy vir my verduidelik presies hoe hy deur so 'n situasie sal gaan en hy sal na die personele toe gaan wat ek dink vir 'n baas dalk miskien vrees aan die hand kan wees, ek weet nie, en gaan en sê luister hierso, ek jammer oor hoe hierdie spesifiek gebeur het. Ek dink dalk het jy my verkeerd verstaan of ek het dalk hierdie situasie verkeerd verstaan. En 9 uit die amper 10 uit die 10 keer kan ek genuine getuig dat dit werk. Dit werk of dit in 'n werksituasie is of dit in 'n vriendskapssituasie is. En as dit nie uitspeel soos wat dit uitgespeel soos wat jy dink dit moet uitspeel in terme van ons is besig om te herstel en na iets toe te werk nie. Yes. Beteken dit daar's nog steeds iets wat gegain was as 'n mens dit kan gebruik. Daai woord kan gebruik. Daar's nog steeds iets wat jy geleer het uit daai situasie uit. Want daai verhouding wat jy dan dalk gedink het 'n stabiele verhouding is nog nie die stabiele verhouding wat jy dalk as moet sien nie. So, emosionele regulering en sensoriese regulering op watse kreatief, verskillende maniere. Jy het nou genoem jy sal na blomme kyk of wat ook al. Hoe presies kan 'n mens weet wat werk vir jou? Want ek dink dis die moeilike een, hè. Dalk net 'n paar idees want ek is eerlik, ek probeer nog, ek dink uitfigure, ek dink cool, as 'n plek cool is dit vir my makliker om stabiel te reageer en ek dink jy het eendag 'n gesprek gehad en jy het gesê dis kom in boardrooms, mense baie keer 'n aircon so insit, maar jy het nog 'n paar oulike idees, wat presies kan 'n mens doen om jou emosies en jou sensories te reguleer? So, jy het, soos ek nou gesê het, sekere sensoriese goed wat vir jou meer belangrik is of wat jou, ek wil amper sê jou herlaai, jou tank vol maak. So jy leer deur jou sensories, deur jou sintuie, jy reageer deur jou sintuie, jy ervaar jou omgewing deur jou sintuie, maar jou sekere sintuie het die geneigtheid om jou te tap. Met ander woorde, dis vir jou moeiliker of hoe meer jy hulle gebruik, hoe meer energie vat dit vir jou. En ander sintuie weer is jou sintuie wat jou herlaai. Met ander woorde, so om daai balans te vind is nogal baie belangrik. Ek kan gaan soek vir soos 'n maklike questionnaire wat verniet is en dan kan ek hom vir jou stuur wat jy sommer aanlyn kan doen. Ja. Net om min of meer agter te kom. Ons het nou 'n bietjie meer gesofistikeerde toetse wat jy kan invul en dan kyk ons en dan kan ek jou help of vir jou sê. Maar wat ek wel weet is 99% van kere as ek vir mense dit sê, dan sê hulle ek het dit eintlik geweet. Ek dink ons het geleer om nie meer na ons lywe te luister of na ons sintuie nie. Ons is so besig om te kyk wat is die volgende trend of wat is die ding wat ek moet inpas of wat moet ek by my werk doen of wat is die vereistes waarna ek moet voldoen, dat ons vergeet wat ons eintlik nodig het. So ek dink as 'n mens gaan stil raak en net gaan begin bewus raak van hoe voel jy na 'n sekere tyd in die dag. Om te sê nou maar byvoorbeeld na 10:00 in die oggend, dit was my oggend, was 'n stil oggend. Ek voel eintlik of ek aan die slaap kan raak. Dit sê eintlik vir jou, hoorie, so jy kort 'n bietjie stimulasie. So volgende keer sit jou musiek aan in jou kantoor of sit die TV aan of wat ook al as jy werk of as dit andersom is, kyk wat jy minder kan maak. En elkeen van jou sensoriese pleine of bandwidths praat ons van, kan jy goed gaan aanpas. Soos byvoorbeeld as ons gaan kyk na tas,
Ek het nou gepraat van spesifieke klere. Ek is baie bevoordeel dat ek kan elke dag in die mees gemaklikste klere werk toe gaan, wat absoluut ek dink is hoekom die Here die beroep vir my gekies het. Want ek kan plat op die vloer sit, ek hoef nie by 'n tafel te sit nie, ek kan net tekkies dra. Ek kan speel saam met die kinders, ek kan vel word as ek moet, en hulle was as ek klaar is, so vir my gaan dit absoluut oor sensories doen, fisies besig wees. Ek dink ek sou baie onprofessioneel en onproduktief gewees het as ek heeldag agter 'n rekenaar op skerm moes sit. So jy het nodig om uit te figure wat werk vir jou. Maar wat jy dan doen is, as dit jou omgewing is, kom ons sê jy moet agter 'n rekenaarskerm werk en jy kan dit nie verander nie, kan jy jou omgewing rondom jou aanpas. So jy kan byvoorbeeld seker maak dat jy byvoorbeeld opstaan en jou hande gaan was, of in plaas van om die ketel in jou kantoor te hê, moet opstaan om kombuis toe te loop om vir jou koffie te gaan maak. Jy moet 1 of 2 mense groet. Jy moet met iemand praat. Net om daai kommunikasie oop te maak. Het sy of jy dit nodig het en of jy dit nie nodig het nie. Mense huis is eintlik maar die plek waar jy veilig voel. Ja. So ek sê altyd, dis altyd maklik om eerste dae aanpassings te maak. Vir my bed is vir my amazing. As jy vir my vra, dis hoekom wou ek 'n dag by die huis gehad het. My kinders op my bed, is my happy place, en my man. Dis my happy place, dis vir my baie lekker. So, as jy byvoorbeeld bewus geraak het van die feit dat jy hou van 'n sekere tipe laken of jy hou van 'n sekere tipe kombers, herhaal dit iewers anders in die huis. Sit een op jou gunsteling stoel in die vertrek. As jy byvoorbeeld hou van byvoorbeeld temperatuur, hê 'n lekker koffiebeker sodat as jy koffie drink, dat jy die temperatuur kan voel. 'n Warm watersak, of soos jy gesê het, as dit koeler is, reguleer mens beter. 'n Waterbottel met ys, jy kry nou die mooiste waterbottels wat glas is en. Baie keer net om aan daai bottel te vat. Ek weet vir my, partykeer los die kinders, as jy van 45 minute sessie na die volgende een gaan, is party van hulle partykeer baie emosioneel in die sessie, of dis vir hulle 'n moeilike sessie, of dit gaan maar in terapie, dan wat ook al hulle gee, is jy maar die container voor, vir wat ook al hulle daar uitspeel. En ek het agtergekom, as ek tussen sessies net gaan en my hande gaan was, en partykeer room aansit, is dit vir my 'n breek, net om uit die situasie uit te kom. Net die feit dat jy besig is om iets te doen, weer eens daai tasstimulasie. Ek het 'n lekker ryk seep daar, reuke is ongelooflik powerful om 'n kers aan te steek, byvoorbeeld, as jy by die huis kom, as jy 'n moeilike dag gehad het, en dit is 'n geur wat jy baie van hou, sonder dat jy besef, gaan jy binne 'n rukkie beter voel. Nou, jy kry jou pessimiste wat gaan kognitief die kers opsteek en dan al die negatief gaan dink. Dit gaan nie dan werk nie, maar die ding gaan eintlik daaroor, onthou dis 'n aanpassingsrespons, so dis iets wat oor 'n tyd, wat 'n mens moet infaseer. En ek kan nie vir jou sê dat dit die eerste 2 kere gewerk het wat ek dit gaan doen het nie, maar die feit dat dit 'n patroon geword het amper so geword dat my assistent en my ontvangsdame weet al, as ek sê, ek gaan net gou, dan sal hulle soos gaan. Want hulle weet, as ek terugkom, dit kan aangaan. Ja, maar die belangrike ding van dit is net, jy moet moeite doen om jouself te leer ken. En ek dink dit is iets wat ons nie noodwendig meer toelaat nie. En ook, gebruik jou gesinsmense as jou spieël. Vra vir hulle. As ek, hoekom dink julle het mamma eers al koffie nodig in die oggend voordat ek kan praat? Verstaan? Ja. Maar wat ook belangrik is, aanpassings om te maak, is as jy weet, byvoorbeeld in ons huis, kan ek maar sê, het ons 'n reël. Hulle het my gevra of ek hulle as 'n voorbeeld gaan gebruik, so niks wat hulle embarrass nie. So, ek het ons 'n reël in ons huis wat sê, byvoorbeeld, ek is baie sleg in die sin van as jy vir my nou op die ingewing van die oomblik iets vra, gaan ek vir sê ja. En dan na so 2 minute gaan ek dink, dis nie so 'n goeie plan om jou te gesê het nie. Hoe gaan ek hierdie nou laat uitwerk saam met die ander 90 goed op die lys? So ek moes leer om te kan sê, weet jy wat, wag net so bietjie. Maar my huismense het besef as hulle in die oggend daai laaste 10 minute voor hulle uit die huis uitgaan. En ek wil nie hê hulle moet skool toe gaan en nie met 'n goeie hart skool toe gaan nie of werk toe gaan nie. Gou-gou te sê, maar kan ek hierdie en hierdie doen? En dan is 90% van die keer my antwoord ja, en dan as ek terugloop, dan dink ek, nee, hoe gaan hierdie werk? So in ons huis het ons 'n reël, so as hulle na my toe kom, dan sal ek sê, ek gaan jou storie hoor, maar gaan jy nie nou antwoord nie.
So, as dit dan Ek iets is waar hulle bietjie die boundary wou aanskuif, dan is dit sommer dadelik, okay nee, ons gaan nie oor praat nie. As dit regtig ernstig is, sal hulle dit sê, maar ek sal dan sê, weet jy, ek sal jou vanmiddag sê. As jy van die skool afkom, sal mamma vir jou sê, weet jy wat, ja, ons kan of nie, ons kan nie. Maar mens leer so jouself ken om te weet in sekere posisies. En daai ding van om te kan sê, as jy goed op die groep deurkom, nie die eerste een wees wat te reageer nie, net eers bietjie te kyk en te dink en te sê, okay, ek kan hierdie of ek kan hierdie, maar weet jy wat, kom ek kyk net eers waarby gaan ek uitkom. Ja. En ek dink dan oor jy voel jy het meer beheer. Is jy meer invested? Is jou emosies meer daar en kan jy actually 'n beter persoon in daai situasie wees? En is so interessant want ek dink baie keer wat gebeur is met wanneer ek het probeer soos dis baie snaaks. Na ons gesprek is al baie goed wat ek al aangepas het. In my kantoor het ek nou soos 'n boontjie. Hy's al 'n rukkie daarso, maar ek gee hom actually nou water. So hy groei mooi en ek het 'n infuser gekry. Ek weet is dit sandalwood is my gunsteling. Ja, Ek voel okay. altyd goed as ek hom aangesteek het en 'n warm is nie werk nie vir my lekker nie. Ek voel angstig as ek warm goed vashou en my voete moet oop wees in die aande en dan voel ek nie as dit koud en dan sit ek hom weer onder die kombers en dan weer uit en in. Maar iets wat ek nogals is soos voordat ek sou enigstens as ek preek is ek 'n wraak. Soos dis vir my verskriklik erg duiker soos om voor mense te kommunikeer en ek dink na ons gesprek het ek baie goed aangepas. So een van die groot goeters wat ek probeer doen is goeie kommunikeerders sal altyd praat van 'n pause. En ek het spesifiek in my pause vat ek asem in en dan 'n asem uit en almal is soos, "Jo, daai pause was brilliant." En dan sê ek soos, "Nee, dit was eintlik ek wat probeer asemhaal, want ek baie keer dan mense sal net sê maar jou been skud so, dan sê jy soos stop dit, hou skud." En ek dink dit is genuine in hoë druk situasies. As jy jouself kan leer ken om te weet waar gaan jy op jou senuwees wees, of dit nou vir 'n groot toets is, of dit nou is om te weet jy moet 'n moeilike gesprek met jou man of jou vrou hê. As jy weet jy stap in 'n situasie in wat vir jou moeilik gaan wees, weet verseker jy het goed om op staat te maak, nie om beheer te vat oor jou emosie nie, maar om jou emosie te help dat dit wat jy graag wil doen of dit wat jy graag wil bereik beter oor te kommunikeer as wat dit is. So waar ek dit nog nie reg kry nie is ek met my vrou gesprek het en ons begin beklei. So daar kry ek dit nog nie reg nie, maar ons figure dit uit, maar ons het nou al plekke gekry waar ons weet ons definitief nie beklei nie en dis in die kar. Maar ons kry dit nou reg om te sê op 'n Vrydag, dis amper asof ons 'n skedule het om te beklei. Op 'n Vrydag gaan ons nou beklei en uitstry en dit werk vir ons. Ek love it want dit is vir my lekker. Dit is nie eers meer eintlik beklei nie. Ons het nou net 'n gesprek oor iets wat ons geplaas het en dit voel vir ek sensories en emosioneel herlaai eerder as wat dit my wegvat en my leeg maak. So dis my nou makliker om te weet hierdie gaan 'n moeiliker gesprek wees of hierdie gaan dalk 'n baie emosionele gesprek wees. Vir mans is altyd dieselfde of dit emosioneel of hard is, albei ons sien emosioneel as hard. Hierdie gaan 'n harde gesprek wees, maar eintlik is dit 'n baie emosionele gesprek en dit is eintlik vir vrouens baie lekker. Vir mans nie altyd noodwendig so lekker nie, maar dan weet ek en ek kan myself reguleer in daai gesprek. Maar iets wat ek wil vra, Darren, en ek weet nou nie of hierdie dalk 'n super persoonlike vraag is, maar hoekom het jy besluit om te doen wat jy doen en te help om hierdie spesifieke beroep dalk na te gaan of spesifiek te fokus op emosionele en sensoriese regulering? Ek dink 'n mens het 'n prentjie van hoe jy dink jou toekoms gaan lyk. Ja. En ek dink vir my, ek het van die begin af geweet, ek eintlik nie van die begin ek het eintlik gedink ek gaan in Nero ingaan en toe het die Here my baie mooi gewys hoe dit is as ek nie met kinders werk nie, dit was my baie sleg. En ek het met kinders begin werk en ek het net besef kinders het nie 'n voice nie. Hulle kan nie soos volwassenes sê wat hulle voel wanneer hulle dit voel nie. Hulle kan nie noodwendig altyd in woorde omsit waardeur hulle gaan nie. En die gevaarlike ding is dat die woede wat jy ervaar en die woede wat jou 2-jarige ervaar is presies dieselfde intensie. Dis nie meer oor jy volwasse is en minder oor sy klein is nie. Dis presies dieselfde intensiteit. So waardeur moet daai lyfie gaan? En toe op daai stadium toe ek net klaar geswat het ek gewerk in die
pediatrie kankereenheid in Universiteitshospitaal in Bloemfontein. En ons het met verskriklik baie los gedeel van ouers, maar tog was van daai kinders so gelukkig vir die tyd wat hulle in die hospitaal was. En ons het met hulle begin, ek het met hulle begin groepe doen en met hulle begin werk en dit is waar emosie en van hulle was vir soos 3 maande wat hulle ouers hulle daar los vir die chemo en dan het hulle weggegaan vir 3 maande op 'n slag sonder ouers. En dan het ons half in daai spasie ingetree en ons het soveel groei en ontwikkeling emosioneel gesien ten spyte van waar hulle was en wat hulle gedoen het. En dis waar ek besef het daar is 'n spasie van sensories en daar's 'n spasie van attachment en hoe die twee bymekaar gekom het. En van daar af het ek my eie kinders later gehad en ek moet sê hulle was nie soos ek kan dit gaan opvolg of oplees of presies gesê dis hoe dit gewerk het nie. En met elke fase van hulle dink ek het mens meer vrae begin vra in die sin van maar hoe kan ek hierdie beter maak? Hoe kan ek hierdie help? So elke kursus wat ek gaan bywoon het ek nie net bygewoon as 'n arbeidsterapeut nie, maar ook as 'n mamma. En later begin besef maar daar's goed buite arbeidsterapie wat eintlik missing is half en daar's goed in arbeidsterapie wat eintlik ander mense nie verstaan nie en om die twee bymekaar te gebring het. Maar vir my gaan dit eintlik om vir 'n kind 'n stem te gee. Om vir jou, ek sê altyd vir ouers in 'n terugvoer, dit gaan nie regtig vir my so seer oor die terapie nie. Dit gaan vir of jy verstaan as jy vandag hier uitgaan hoekom jou kind doen wat hy doen. Want as jy dit kan verstaan, gaan jy al klaar op 'n ander bladsy wees. Ek kan nie noodwendig sê ons gaan dit nou dalk môre 100% kan regmaak nie. En weer eens, ons leef in 'n samelewing met kitsoplossings. Ons wil hierdie program aflaai. Ons wil hom 1 tot 10 stappe doen en dan wil ons hê dit moet klaar gewerk wees. Dan moet dit so wees. En ongelukkig is dit nie altyd so nie, maar wat ons vergeet is dat die leer lê in die proses. Ja. En toe jy nou sê van jou en jou vrou wat op 'n Vrydag aand, ek dink 'n mens dink dit is beklei solank jy wil hê daar moet 'n reg en 'n verkeerd wees. Maar as jy by dit kom om te besef hierdie is net nog 'n stasie waarby ons stop in ons proses waarheen ons op pad is saam, is dit minder daunting in die sin van nie een hoef noodwendig te sê hy was verkeerd nie en ek kan sê hoorie so ek het nie geweet daai was nie vir jou lekker nie. Jammer, ek sal nie dit weer doen nie. En jammer, ekskuus net om terug te kom na dit. Ek sê nou baie goed in een, nee. Maar die jammer gedeelte kom eintlik daarbey in. Ons dink as ons sê ons is jammer, dan erken jy jy's verkeerd. Nee. En ek dink dit is 'n miskonsepsie want partykeer kan ons iets doen sonder dat dit noodwendig intentioneel was. Maar dit beteken nie dit het nie 'n effek op daai persoon gehad nie en dit beteken ook nie jy wil nie dit graag met daai persoon herstel nie. So ek dink dit gaan eerder oor die herstel. Jammer moet eerder gaan uit die oogpunt van jy herstel iets wat vir jou belangrik is as wat jy sê jammer en dan beteken dit ek was verkeerd. Ja. Want ons wil net nie verkeerd wees nie. Ja. Nee, dit is so. So ek dink dis min of meer hoe ek uitgekom het by wat ek vandag doen en ek is baie geseënd in die sin van dat ek glo regtig elke kliënt wat oor die deur stap is dit wat die Here vir my stuur en ek probeer my bes om daar uit te kom en dit is moeilik want 'n mens het 'n gesin en jy het kinders en jy het ander mense wat ook van jou afhanklik is. So mens probeer jou bes doen, maar op die ou einde van die dag gaan dit oor om 'n verskil te maak. Ek dink dit is die grootste punt. Nee, en ek smaak oor wat jy sê want ek dink hier is die een ding wat ek regtig elkeen van ons Bybel los is wanneer 'n mens dink aan emosies, dit val in 'n klomp kategorieë van dit begin by 'n plek en dit werk regdeur, dit val in jou brein en jy triggers en dis die rede hoekom jy reageer en jy kan dit reguleer. Maar die punt van die saak dink ek bly nog steeds iewers in jou lewe, glo dit of nie, gaan jy van vandag af vorentoe iewers nog steeds 'n fout maak. Iewers gaan jy reageer soos wat jy nie wou nie. Iewers gaan jy iets sê wat jy nie graag wou nie. Jy gaan iets doen wat jy nie wou nie. Ek dink die punt waarby dit wil uitkom en ek dink dis waar ek graag vanaand eintlik net beland is. Vra vir jouself wat's die belangrikste? Is dit vir jou belangriker om net jou emosies te reguleer wat baie belangrik is? Of is dit vir jou belangrik om iets te herstel? Want ek dink ons leef met hierdie persepsie dat, en soos jy sê, baie keer doen ons iets onintentioneel, so ek gaan nie jammer sê nie, want dit was nie intentioneel nie.
Maar dit is nie eintlik waar dit gaan nie. Is ek kan jammer sê oor my onintensionele seer wat ek veroorsaak het, want die feit, dit is jou waarheid. En ons hou vas baie keer aan ons waarheid en sê maar, my waarheid is, ek het niets verkeerd gedoen nie, so op jou waarheid gaan ek nie jammer sê nie. Maar dit is eintlik wat jy dan doen is, sonder dat jy dit besef, is jy net eintlik besig om weg te stap van herstel af. En 'n groeiproses. Jy is besig om weg te stap van groei af, jy is besig om weg te stap van emosionele ontwikkeling af. En wat ek al agtergekom het, die suksesvolste mense, die mense wat dit so ongelooflik reg kry om lewe te gaan en voluit te leef en regtig koninkryksmense te wees. Mense wat 'n verskil maak in die koninkryk is mense wat mense verstaan. Is mense wat bereid is om jammer te gaan sê, nie eens vir hulle self nie, maar vir iemand anders. En dit is vir my die mooi gedeelte van wanneer dit kom by emosies en die herstel daarvan, is jy kan gaan en jy kan iets herstel wat jy nie eens verbreek het nie. En as mense dink aan wat Jesus gedoen het, is dis presies wat hy reg gekry het. Is ten spyte van die emosie van ek gaan nou gekruisig word, sê hy maar Here, laat U wil geskied. Tree daai situasie uit. En hy sê eintlik maar jammer namens elke liewe een van ons by die Vader en herstel 'n verhouding wat ons nie die reg het om op in te staan nie. En ons het die vrymoedigheid om na God as ons Vader toe te gaan op grond van wat Jesus gedoen het. En basies wat hy gedoen het, is hy het jammer gesê vir elkeen van ons. En dis ongelooflik. So die een praktiese ding waarby ek jou wil los vanaand is, waar is dit nodig vir jou? Kyk, vandag voel nogal soos 'n hersteldag. Veral as jy by vanoggend se diens was, maar waar is die een ding wat jy nodig het om te gaan herstel? Waar is die een plek waar dit nodig vir jou is om te gaan en te sê, maar hierdie, ek hoef dalk nie eers noodwendig jammer te sê nie, want dis nie iets wat nodig het om herstel te word nie, maar waar is dit nodig om te gaan sê, ek verstaan? Of dit nou jou kinders is om te sê, maar mamma of pappa verstaan, ons besef, miskien is dit jou man of jou vrou om net te erken dat hulle het al so lank al vir jou probeer sê dat ek wil net jy moet hoor, Sam, dis elke Vrydag, by the way, Tarin, Vrydaande, ek wens dit was Vrydaande, is Vrydagoggende, is ons afdag en so baie keer sê my vrou vir my, ek dink nie jy verstaan nie. En daai is eintlik woorde, alhoewel ek, dan sou ek vir sê, okay, so sê vir my, wat verstaan ek nie? En dan rol ek hele lys. Dit gaan nie oor die feit dat ek prakties op lyn vir lyn nie verstaan nie, dit gaan oor sy ervaar nie, ek voel dit nie. En ek dink dis 'n belangrike gedeelte, so ewen al is dit iets wat nie verkeerd is nie, dis dalk net nodig om te verstaan, en te sê, maar ek sien dit, ek hoor dit, ek ervaar dit, en ek is jammer, dalk nie noodwendig iets wat ek gedoen het nie, maar ek is jammer vir jou, dat jy hierdie ervaar en dat jy hierdie beleef. So, Tarin, regtig dankie. Ek dink daar's klomp praktiese tools wat jy gegee het vir ons, wat ons regtig mee kan gaan sit, en vanaand is nie noodwendig een van die aande wat jy nou gaan uitstap en sê, dis daai preek, of dis genuine lewe wat mense mee kan uitstap, praktiese goed wat hulle in hulle lewe kan gaan toepas, en dankie vir dit wat jy gedeel het. Ek waardeer dit so ongelooflik baie, en vir elkeen van ons, ek dink die een praktiese ding waarby ek jou wil uitdaag is, waar is dit nodig om herstel te gaan laat losvind? En bietjie gaan kyk na jouself. Waar het jy nodig om te besef, ek het so klein bietjie hierdie regulering nodig. Ek weet as ek in hierdie situasie is, ek kan so klein bietjie iets vat en myself net op 'n plek kry waar ek actually sane kan wees en kan dink. So, dankie Tarin, waardeer dit baie. Dankie vir jou, Jonathan, baie dankie. So ek gaan sommer so 'n geleentheid gebruik vir ons om saam te bid en dan gaan ons die diens so afsluit. So kom ons sluit ons hoor en bid ons saam. Ons Vader, dankie vir die voorreg wat ons so lekker saam kan sit het. Net 'n gesprek kan hê, en Here, dankie dat soos ons met Tarin gepraat het en sy net so klomp goed gesê het en genoem het wat genuine nie eintlik algemene kennis is nie. Here, dankie dat ons kennis kan gebruik, wysheid kan gebruik, navorsing kan gebruik om skrif uit te leef. Here, waar U praat van ons is aan mekaar geweef en Jakobus skryf oor dit, wees stadig om te reageer. Wees stadig om kwaad te wees, maar vinnig om te luister. Here, al hierdie goeders weer eens wys na een Skepper, een God, een Redder. En is vir ons so lekker om te kan sit en prakties te gaan uitvoer, Here, dit wat U lank terug gedoen het. En Here, ek bid so vir herstel, ek bid waar vandag Moedersdag is en van ons sit hier so dalk in risie met ons moeders, Here, hier's van ons wat dalk in risie sit met in ons huwelik, dalk in verhoudings met vriende, Here, bid ek so, dat U herstel sal kom bring. Here, ek bid dat U sal kom en
regtig ons sal kom wys dat Here, ons het nie eintlik die reg om kwaad te wees nie. Ons het eintlik reg om iemand verantwoordbaar te hou vir dit wat hulle gedoen het. Want Here, op die einde van die saak, U het ons vergewe ten spyte van. En Here, ek weet, daar's so baie van ons wat seer het, daar's so baie van ons wat iets dra saam met ons, maar Here, mag ons besef dat selfs U, die groot God van die hemel, wat alles reg gedoen het, gaan dit in ons vergewe het. Here, U vra van ons af, gaan en vergewe aan. Here, so ek bid vir herstel, ek bid dat ons onsself beter sal leer ken, en Here, dat ons sal besef, emosie kan ook 'n tool wees vir die goed. So Here, dankie vir die gesprek, in Jesus naam alleen. Amen. Amen. So, wat ons gaan doen is, ons gaan na die tyd, as jy graag sou wou, en jy het dalk 'n paar vrae, of jy wil dalk hê iemand moet saam met jou bid, met die grootste liefde, hoop regtig jy het 'n geseënde aand en 'n geseënde week verder. Ek wil jou regtig uitnooi, asseblief moenie donderdag mis nie. Dis my nogals cool, dat ons die geleentheid skep as 'n gemeente, om Hemelvaart as 'n diens te kan vier, iets wat eintlik veronderstel is om 'n ongelooflike dag te wees, stil te staan, wat ons land nie noodwendig doen nie, maar ons as 'n gemeenskap van gelowiges kan stil staan en sê, maar Here, ons besef U het 'n belofte vir elkeen van ons. So donderdag is Hemelvaartdiens. Volgende week gaan ons aan met ons oggendreeks, bevraagteken Jesus, maar die aand is Hetty Brits hierso. As jy nie weet wie Hetty Brits is nie, gaan Google net Hetty Brits, en jy sal graag ook meer wil leer oor temperamente en hoe mens met daai goed kan werk. So sien regtig uit na volgende week, moenie volgende week mis nie, maar mag jy geseënde week hê, goed gaan, totsiens.